Ons gaan 'n maklike wiskunde sommetjie doen, so moenie weghardloop nie. Ons het geleer dat die diere slegs 3% ruimte op die ark in beslag sou geneem het. Die kos sou slegs ongeveer 15% van die ruimte op die ark in beslag geneem het. Indien Noag water ook saamgeneem het, sou dit waarskynlik slegs 10% ruimte in beslag geneem het. 3% vir die diere, plus 15% vir die kos, plus 10% vir die water, is gelyk aan 28% totale gebruikte spasie. Omdat ons met persentasies werk, moet ons hierdie getal van 100 aftrek. 100 minus 28 is 72%. Dit word deur die groen deel van die sirkelgrafiek verteenwoordig. Maar wat beteken dit? Dit beteken dat meer as 72% en waarskynlik meer van die ark net oop spasie was. Dit wys vir ons baie duidelik dat daar meer as genoeg plek vir Noag, sy familie, al die diere as ook kos en water was. Dan was daar nog lekker spasie vir wegkruipertjie speel en dalk so 'n bietjie rugby ook. Hulle kon nalope, lang afstande en allerlei ander oefeninge aan boord doen. Maar hoekom was daar so baie oop spasie? Vir wie was dit? Wel, ek glo dat God hierdie spasie gereserveer het vir al die ongelowige mense wat nie na God se 120 jare lange waarskuwing sou luister nie. Hiervolgens het God voorsiening gemaak vir baie meer mense om in die ark in te gaan as slegs Noag, sy vrou, hulle seuns en hulle vrouens. Die oop spasie kon natuurlik selfs meer gewees het indien Noag hulle van die enorme hoeveelhede reënwater gebruik het eerder as om water aan boord te stoor. Moet nooit die fout maak om te glo dat die mense van daardie dae enigstens minder intelligent as ons was nie. Inteendeel, in Genesis 4 leer ons dat Adam se nageslag saaiboere en veeboere was. Hulle het musiekinstrumente gemaak, metale gesmee en stede gebou. Kort na die vloed het die Egiptenare al geskryf, graniet gesny en met perfekte bouwerk en fyn besonderhede groot piramides opgerig, alles sonder rekenaars. Ek dink Noag hulle was meer as slim genoeg om te kon uitwerk hoe 'n mens reënwater opvang. Noag en sy familie was vir presies 1 jaar en 11 dae op die ark. Dit is duidelik dat die ark meer as groot genoeg was om nie net al die spesifieke soorte landdiere en voëls aan boord te kon hê nie, maar om ook nog baie ander mense as net 8 te kon red. Ongelukkig het duisende mense geweier om na God se waarskuwing te luister.